julle te gesels en ek gaan regtig baie kort wees oor Emotive Group of Companies. Dis een van ons borde wat vir ons help om van die dinge moontlik te maak wat ons doen. En daar's groot planne in die ontwikkel daar. En julle wat in ondernemings en besighede betrokke is, wat dink julle kan in die konstruksiebedryf funksioneer, is baie welkom om verder te gesels met Jacoba en Andrei en Louis. Hulle sal vir julle mooi inlei oor hoe kan julle in die toekoms betrokke raak daarbij. Maar een van die projekte wat hulle vir ons mee borg en ondersteun, is dan die ontwikkeling van koöperasies. Nou wat interessant is van die koöperasies is dat hulle het eintlik ander ou se geld nodig nie. 'n Koöperasie doen sy eie ding. En dis wat ons ook doen. Ons doen ons eie ding. En die kenmerk daarvan in die groter projek is dat die koöperasies gaan 'n klandisiebasis vestig. Wat ons in elk geval sou gedoen het, maar daai klandisiebasis kan omgesit word in waarde. Nou die Emotive Group of Companies wil graag datasentrums bou reg oor die wêreld. Dis die besigheid wat hulle in is. Maar hulle wil ook vir daai datasentrums klandisie skep. Want as hulle klandisie voor die tyd kan demonstreer vir die datasentrums, dan word die waarde van die aandele in daai datasentrums natuurlik meer. En hoe dan nou beter as om 'n instelling soos 'n koöperasie, wat 'n wettige organisasie is met 'n ledebasis, dan te aktiveer wat daai kliëntebasis kan demonstreer. Want elke koöperasielid is tog 'n gebruiker van data, het sy op selfoon, by rekenaar en selfs op sommige rekenaars. En die gebruik van data gaan natuurlik dramaties ook nog toeneem in die toekoms. En dis hoekom dit so sinvol is om na hierdie projek te kyk. Ons het vanmôre 'n gesprek gevoer oor hoe kragtig hierdie nuwe kunsmatige intelligensie is en wat alles met dit kan gebeur. Die impak daarvan is natuurlik dat jou data gebruik gaan 5voudig toeneem teenoor wat dit vandag is. Want hierdie kunsmatige intelligensie gaan jou kar vir jou bestuur huis toe. Jou yskas gaan vir jou vertel wanneer jou melk suur is. So jy gaan nie jou vrou meer daaraan benodig hê nie. Ek hoop hy kan ook vertel wanneer is die bier koud. Dis sal belangrik wees, daai kenmerk moet daar wees. Maar jy gaan allerhande goeders met hierdie kunsmatige intelligensie kan doen. Maar dis data wat heen en weer gaan die hele tyd. En hulle almal sal ook my glo as ek hulle sê, ons toekoms is drones. Hierdie goedjies wat so op hulle eie vlieg. En alles gaan nog in die toekoms afgelewer word met die goed. En hy gaan nie die lug uitkom en jou pakkie so voor jou neersit en weer wegvlieg. En al hierdie goed word met data beheer en bestuur. Nou die grootste impak daarvan natuurlik, en een van die dinge wat ons in die koöperasie dan moet kyk, is wat gaan alles vervang word. In die toekoms gaan ons nie meer praat van mense is werkloos nie, hulle gaan werkbevrydes wees. Want die kunsmatige intelligensie gaan hulle werk vir hulle doen. Of meeste daarvan in elk geval. So daar moet innoverend gedink word en gewerk word aan wat gaan mense hulle mee besig hou. En wat dan nou beter as om 'n lid van 'n koöperasie te wees op die einde van die dag. En interessante goeders te doen en jou gemeenskap te help opbou. En dit is die oogmerk van die hele ding. As ons al hierdie koöperasies gevestig het, wat ons gaan doen en wat ons kan doen, dan het ons reg deur die land 'n kliëntebasis van ver oor 1 miljoen mense wat gaan deelneem in al die tipe koöperasies. Nou, vir julle wat nog nie gehoor het nie, daar's verskillende soorte koöperasies wat mens kry. Skouerskuur is nou maar 'n nuwe ene. Maar daar's finansiële koöperasies wat al goed gevestig is in Suid-Afrika. Daar's voedselkoöperasies. Daar sien julle 'n mandjie daar agter. 'n Gelukkige trekking gaan gehou word vandag en een van julle gaan met daai mandjie terugkom by die huis en jou vrou of jou vriendin of jou ma, as jy nog jong genoeg is, erg beïndruk. So 'n voedselkoöperasie lewer so 'n vars mandjie vrugte en groente by jou huis af. Daar's energiekoöperasies wat jou kan help om jou huis om te skakel na sonkrag. Daar is mediese koöperasies waar jy eienaar word
van jou eie hospitaal. Daar's werkerskoöperasies. As jy tuis voel in so 'n koöperasie, dis een van die grootste koöperasies in die wêreld, is so 'n werkerskoöperasie. Hulle noem hom Mondragon, hy is al gesetel in Spanje. Daar is ook opleidingskoöperasies, voertuigkoöperasies, 'n pool van voertuie waarvan jy mede-eienaar word en jy kan van die voertuie in die koöperasie leen en gebruik. Daar's boukoöperasies waar mense mekaar help om hulle huise te verbeter. Nou al hierdie ontwikkeling en die koöperasies is nie vir Suid-Afrikaners. Ons ken nie regtig die koöperasies nie. En dit is ons missie en ons visie. En Skouerskuur gaan 'n sentrale rol speel in die ontwikkeling van hierdie koöperasies. En natuurlik, as ons dit alles reg gekry het op die einde van die dag, dan is almal beter af. Daar's meer welvaart, dis hoekom ons dit die welvaartskoöperasie alliansie noem, want ons gaan welvaart skep. En daai welvaart kom deur die voordeel wat jy in die koöperasie het, maar ook op die langtermyn die voordeel wat jy gaan hê in daai aandele in die datasentrums. So as julle graag meer wil weet daarvan, gesels met die mense. Is daar enige vrae wat julle het? Aandele in hierdie nuwe maatskappy. Elkeen wat hier so by ons kom insluit en aansluit, kry 'n toegif van aandele waar die waarde van opgeag word R2000 te wees. So bloot die feit dat jy vandag hier is, word jy dan ook nou so 'n aandeelhouer in daai groep van maatskappye. Jy kan daai aandele in jou laai sit of jy kan hulle so elke nou en dan afstof en dan kyk. Maar in die toekoms gaan hulle meer werd wees en dit gee jou toegang tot meer en meer van die inligting en die interessante projekte wat ons mee besig is. Kan ek van die aandele koop? Kan ek van die aandele koop? Nie nou onmiddellik nie, maar jy sal van die aandele kan koop in die toekoms. Die plan is om op oor 5 jaar van nou af die maatskappye publiek te noteer en dan sal daai aandele in die oopmark beskikbaar wees om te koop. Natuurlik die aandeel toegif wat jy nou gekry het, sal dan teen daai nuwe pryse verhandel en sal jy die aandele kan verkoop. Dankie Ferdi. Ja, altyd interessant om na Ferdi te luister. As jy by die buitegroepe companies wil 'n bietjie meer inligting hê, dan stel ek voor ons maak met jou 'n afspraak hier by Woensdag of Donderdag eerster. Dan gesels jy met of ja, Ferdi, Perry, Kobus. Hulle is die ouens wat daai gedeelte doen. Dan vertel hulle jou heeltemal hoe die hele ding aan mekaar steek en ja, dis 'n paar van die ouens hier wat betrokke is. Andrei, Louis, ekself, Jacoba, ja, mis ek iemand, een van julle, nee, is die belangrike groep ouens wat by die EGC companies betrokke is, buite of group of companies, so ja, kom gesels maar met die mense, hoor bietjie waaroor dit gaan, soos hulle gesê het, bou, die konstruksie is meer die regte woord, maar okay, nou is het 'n wonderlike geleentheid waar jy kans kry om jou eie besigheid te gesels, en ek gaan nie meer self praat nie. Waar begin ons? Sal ons hierdie kant begin van is, wil jy kom gesels oor wat jy doen? Dus jy het so 'n minuut, ons is nie so baie, so jy kry 'n minuut om te gesels oor wat jou maatskappy doen en wat ook al, en dan ja, vertel vir ons bietjie wat is jou passie in die lewe? Dankie Philip. Ek is Vanus Prinsloo, ek is 'n siviele ingenieur. Ons is redelik betrokke by munisipale dienste ontwikkeling. So as jy 'n erf het of 'n ding wat jy wil ontwikkel as siviele ingenieur, kan ons jou altyd daarmee help. Veral met stadsaadgoedkeurings wat baie moeilik is deesdae. Ons het redelike kennis in Tshwane en Ekurhuleni en Johannesburg met die munisipale amptenare om 'n ding deur te kry. Sonder om KFC te koop, om op 'n eerlike manier ding deur te kry. So ons help graag met ontwikkeling van wat tipe ontwikkeling ook al vir die siviele dienste heel daarvan. Dankie Philip. Stefan kom vertel vir ons. Dan Stefan gaan Neil wees en dan Vanus. Jy kan maar nader staan. Middag, ek Stefan. Ons het 2 maatskappye wat ons eintlik op werk. Een is Blue Waters en dit is 'n
tools en consumables maatskappy en ons verskaf tools en consumables aan myne en eintlik maar enigiemand wat enigiets kort wat mense in die hardeware kan kry, kan ons direk kry en dan lewer ons dit af waar ook al die persoon dit kort. En dan is ook in die konstruksie met Elsa Specs. So meeste van ons goed is maar huisbou en enige konkreetwerk van walkways af tot ons het al substasies gedoen ook en ja, dis enige konkreet of huisbou is ons redelik goed in. So ja, dis dit. Baie dankie, baie interessant. Neil, hoor graag wat jy doen. Goeiemôre. Ek sien die enigste wat bietjie senuweeagtig is om te praat nie, maar dis goeie werk. My naam is Neil, ek is die CEO van Retire at Home. Retire at Home doen tuiste versorging en ons doen bestuur van aftreeoorders aan mediese kante. Ons vorm eintlik deel van 'n groep van kleiner maatskappytjies, almal familiebesighede. Ons het so rukkie terug agtergekom dat ons is baie goed daarmee om probleme op te los. Nie noodwendig iets spesifiek te doen nie, maar om 'n probleem te sien, om op te los en te probeer geld maak daaruit in die proses. So ons kry gewoonlik 'n expert in die veld. So ons tuisversorgingsmaatskappy het ons 'n suster, ek het gesê 'n suster wat ons help om mense te versorg. Saam met dit het ons gesien dat mense koop 'n aftreeorde sonder om te weet wat 'n aftreeoord eintlik is, sonder 'n rede te hê om aftreeorde toe te gaan. So ons bring toe nou eiendomsagentskap deel by, so as jy deur ons koop dan kyk ons dat jy op die regte aftreeoord koop en die regte dienste wat vir jou daar is, met toekomstige dienste ingesluit. En ons gee vir jou natuurlik 'n bietjie afslag op die versorging en dit raak 'n klein bietjie duurder. So dis my twee besighede waarop ons tans fokus, as die aftreekant van dinge. Baie dankie, ek ken vir Neil van ek by die hospice was en ek kan vir julle sê dat 'n goeie werk al wat hulle doen. Vanus, dankie. Baie dankie almal. Nou ja, Vanus deploy, die ander Vanus wat hier rond is. En ek is 'n coach, lewensafrigter. So met ander woorde, ek help mense. Ek self het deur moeilike omstandighede gegaan. En so jaar terug het ek besluit om my lewe regtig waar te verander, te transformeer. En ek het 'n jaar afgevat en my aandag gefokus op selfontwikkeling en persoonlike ontwikkeling. Nou, ek is vandag 'n lewensafrigter wat vir jou kan help om jou lewe op trek te kry. Of as jy weet van mense wat bietjie swaar trek in hulle lewe, wat regtig waar sukkel om op te staan. Ek spesialiseer daarin omdat ek self opgestaan het en om mense te help om op te staan in die lewe. Dan wat ek ook doen, ek was in die jaar wat ek nou af was, het ek nie opgehou werk nie, maar ek was betrokke by Martens begrafnisdienste. Nou Martens begrafnisdienste, soos julle weet, is nasionaal. Met ander woorde, ons gee baie goeie diens. Eintlik sê ek vir almal, ons gee die beste diens in begrafnisdienste ook. Ek bemark die polisse van Martens begrafnisdienste. Ons het verskillende persoonlike polisse, maar wat ek op spesialiseer is die workers group policies. Met ander woorde, as jy in beheer van 'n maatskappy is en daar is 'n paar mense wat onder jou werk, altyd as mense vir jou werk, dan kom hulle na jou toe as hulle probleme het. Spesiaal met die afsterwe van 'n geliefde of 'n familielid. En daarom werk die workers group policies vir jou baie goedkoper uit. Hy werk jou R2.80 per R1000 uit. En vir R20.000 begrafnisdekking betaal jy net R56 'n maand. So as jy weet van mense wat in 'n besigheid het en mense het wat vir hulle werk, ek kan vir jou help om daardie probleem uit te sorteer vir mense wat na jou toe terugkom en sê, maar
my familielid is dood, leer by my geld. So as jy wil met my konnekteer, ek is scannable. So scan dit op jou selfoon en ek is totaal scannable. Baie dankie. Hey Fanus, your Dankie, clients are Fanus. dying to meet you. Ja. Dankie. Dan sê ek is André Cronje. Ek werk saam met Ferdi en die E-Motive Group of Companies. So as julle 'n afspraak wil hê om met die ouens te gaan gesels, kontak my gerus, ek sal dit reël. Verder is ook besig om met aardwurms te boer. So as julle lief is vir tuin maak en julle wil die grond verbeter en vir jou plante die beste kos gee, kontak my gerus, hoor. Hy doen visvangwurms ook. As hy Hi, dankie. Ek is Rian van die kerk. Ons is baie nuut in die bedryf. Ons is nou 6 maande aan die gang. Ons maak hardeware vir die DIY en vir die industrie. Onder andere brackets, trollies, taalbinds, handreiling en so aan. So ons is nog besig om te groei. Ons is nog besig om rigting te soek. Dankie. Baie dankie, interessante besigheid. Karel, ons trek al daar by jou. Loudie, jy moet ook begin nader staan. Jy's ver daar agter kom. Die werk hier so, as jy nie daar self nader staan nie, roep ek jou nader. Karel Gerber. Ek is basies 'n pensionaris en ek is betrokke by medisinale plante, natuurlike medisyne en die klas van goed en dan doen ek 'n bietjie besigheidsontwikkeling en bemarkingskonsultasie vir party mense. Baie dankie, baie interessant. Nik. Het nou omgeloop. Gaan streng by die ry aan. Thank you. You can speak English. Okay. At least Alan will understand you. Alan will. Bilingual gentleman. Hi. Thanks for the opportunity to exercise my speech making abilities. Once a week, I get the mic and I say something. I'm investigating, sorry? Only have a minute. And I only have a minute. Please. Right, start my stopwatch. Okay. I'm joking. Okay. Every week I come up here and I say something slightly different, but the overall idea is to investigate co-ops. And my name's Nick. I'm a chairman of a complex. I'm a retired metallurgical engineer. I've been coming to co-op meetings once a week since I don't know when, about 6 weeks ago, 8 weeks ago. I'm just investigating how co-ops work, and I'm getting excited about how I perceive them to function. I'm just trying to see if there's a way to bring them all under one umbrella, so we can try and use a brand, so that people can buy into the brand and realize that by buying into the brand, they're buying into co-ops. I run a good news network. It's called the Nikki Press. Nikki means victory and press means the press, so it's the Victory Press. And yeah, that's about it. Loudie,